Baie welkom, dames, baie welkom. Ons is aangenaam verras. Ons het nie geweet julle kom vandag nie. En dit is ons baie lekker. Maar goed. Julle sal sien ons bemark lekker die lewensverryking seminare. Pieter praat gereeld en Paul en daar's 'n paar kosbare getuienisse en dinge. Ek het hom eintlik hierdie boodskap, hierdie tema hoor praat by 'n lewensverryking opvolgseminar. Ek het hom gevra wil hy nie dit met ons kom deel nie. Goed, Pieter, ek gee die bal oor vir jou. Kijk, hier is 'n seën vir jou verrassing. Vader, baie dankie dat ek saam met Pieter hier kan staan en kan vra, Here, U weet hoe maklik dit gebeur dat hierdie wêreld, hierdie lewe ons insluk en ons verniel. Ons gebed is dat U dit wat U op sy hart gelê het, ook vanoggend sal kom deel. Dankie vir almal wat hier kan wees, dankie vir die heerlike geleentheid. Ons bid U seën in Jesus naam. Amen. Dankie Gideon, hoor julle my almal mooi as ek so praat. En swaai maar die arms, want ek kan my arms gebruik en dan maak ek so, dan hoor julle my nie. Wys maar vir my. Julle, dit is regtig 'n voorreg om hier te wees. Dit is my regtig wonderlik. En ons gaan 'n bietjie met mekaar praat oor uitbranding vanmôre, burn-out. En met baie goeie rede. Ek is, as ek nie by 'n seminar is nie, is ek 'n pastorale beraader met praktyk by my huis, en ek sê vir julle 90% kan meer wees van ouens wat deur my hande gaan. Kom sit daar en met 'n klomp issues, en dan as jy begin praat, dan kom jy agter, hierdie is meer as net 'n issue. Onderliggend lê daar baie keer depressie en uitbranding. Hierdie twee goed vat so hande. Dis 'n tendens van ons tyd. En ek lees hierdie oulike ding van 3 dokters wat sit en gesels met mekaar oor die probleme van mense wat by hulle kom. En die eerste dokter sê, die probleem is eintlik met die mensdom is dat ons te veel eet. Dokter nommer 2 sê, nee, die probleem is dat ons verkeerd eet. Dokter 3 sê, nee, die probleem is wat aan ons eet. En dis presies soos dit is, julle. En ek dink, as ek nou begin met Johannes 10 vers 10, vanmôre is dit 'n versie wat julle almal uit julle kop sal kan opsê as iemand jou in die middel van die nag wakker maak. Jesus in Johannes 10 gebruik hy die beeld van 'n herder met sy skape, en hy sê, hy is ons herder, ons wat in hom glo, sy skape, en dan praat hy van diewe wat inbreek en steel, en hulle kom nie by die hek in nie, hulle spring oor die muur, en die skape ken nie hulle stem nie, en hulle verwilder die skape. En in vers 10, dan sê hy, ek het gekom, dat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Dit was Gods plan vir ons, julle. En weet jy, as ons nou 'n bietjie teruggaan, voor die sondeval, paradys, tuin van Eden, God wat mense maak vir hom. God wat 'n adres soek vir sy liefde. En dan kyk hy rondom hom en hy kyk na hierdie skepping en hy sien nou miljoene engele en hy moet sê, not suitable, nie goed genoeg nie. En dan besluit hy gaan 'n adres maak. Mense om hom te verteenwoordig na sy beeld, en dan is daar hierdie intieme verhouding. En julle, wat dink ek? As ons nou praat oor hemel en aarde, dan voel dit vir ons dis twee goed wat ver van mekaar af is. Ek dink hemel en aarde was een plek, want God was hier en hy het saam met hierdie mense gewandel in hierdie tuin, en daar was intimiteit en daar was lewe en daar was oorvloed. Dit was sy plan.
Weet julle wat beteken die woordjie Eden? As jy in die Hebreëse woordeboek gaan kyk, dan sê dit place of delicate delight and pleasure. Dit was God se plan in 'n verhouding met mense. Oorvloed. Wat maak die vyand? Hy steel. En in Genesis 3 kies die mense teen die oorvloed. En dis hoekom ons sit waar ons sit in 'n gebroke werklikheid wat stikkend is en seer en waar ons gedepriveerd is fisies, geestelik, emosioneel en sukkel. En weet julle wat? Nou soek ons daai oorvloed, maar ons soek dit op verkeerde plekke en ons soek dit op verkeerde maniere en ons mis die lewe. As die Here sê dat hy vir ons oorvloed wil gee, dan is oorvloed in ons koppe baie nog meer, glad nie in God se kop wat oorvloed is nie. En in ons koppe is dit baie keer fisies, materieel, nog meer, nog geld, dat ons beter kan lewe. En ons bly in 'n verbruikerskultuur, wat die wêreld en elke advertensie op die televisie vir ons kom vertel dat oorvloed is, nog 'n polis, 'n beter kar, nie 'n bakkie nie, 'n Hilux. Oorvloed, hoor julle? En ons julle ken almal hierdie goed. En julle wat ons word gebreinspoel, dat oorvloed in hierdie wêreld meer goed is, meer materiële goed. Dis 'n leuen. Die oorvloed wat God vir ons kom beloof en kom gee in Genesis 1 en wat Jesus kom terugbring het, is meer van hom. Meer van wie hy is en wat hy vir ons kan gee. Ons is in elk geval gemaak vir hom. Ons is nie gemaak vir onsself en vir hierdie wêreld en hierdie gemors waarin ons is nie. Ons het die oorvloed van God in 'n paradys verloor. En weet jy waar kom sit Jesus daai oorvloed? Hy kom maak Eden hier binne. Want hierdie wêreld rondom ons sal nooit weer paradys wees nie. Hy bring hemel terug hier binne. Maar hoe ons leef en wat met ons gebeur, keer, selfs al ken ons die Here, selfs al is ons verhouding met hom, mis ons hierdie oorvloed as gevolg van wat rondom ons gebeur. As hy sê, ek het gekom dat jy 'n lewe kan hê en dit in oorvloed, daai lewe, is die lewe eendag in die hemel wat ons nie voor kan wag nie. Dis lewe hier nou. Oorvloed lewe, al is ons in 'n gemors wêreld wat nooit sal verander nie. En 'n oorvloed lewe saam met God is eintlik 'n lewe van eenvoud. En dit beteken nie armsalig nie. Maar dit beteken ryk in God, sonder 'n klomp worries oor die wêreld en die lewe hier om my. En julle weet julle wat steel hierdie oorvloed? Hoe die duiwel selfs dit wat God vir ons gee, kom ons gebruik om die oorvloed by ons te steel. Ek hoor iewers van 'n boek wat 'n Japaneese pastoor nogal geskryf het, met die titel The 3-mile-an-hour God. En die tema van hierdie boek is, hierdie ou sê, God het ons gemaak met 2 bene. Stapspoed is 3 myl per uur in sy terme, 5 km/h in ons terme. Hy sê so, hy aanvaar dat dit die tempo is wat God vir lewe bepaal het. As God die tempo vinniger wil hê, sou hy toe hy ons gemaak het, vir ons dalk 'n enjinkie met wielietjies of iets gegee het, of wat ook al, dat ons vinniger kon beweeg. Maar wat gebeur, is dat die slim wat ons het, die intelligensie wat ons van God kry, het mense so gebruik, dat ons met die ontwikkeling in hierdie wêreld die tempo van lewe versnel het na 180 km/h. En ons is almal in dit vasgevang.
Hier's nie een van ons wat kan sê ek's los van dit nie. En julle, daar is 'n manier wat ek of jy die tempo van lewe ooit weer gaan terugkry na 3 myl/uur nie. Maar dit was God se plan. Dis waar die volmaakte, intense oorvloed is teen 3 myl/uur. Nou kan jy vir my sê so, ag, ons is gedoen. Dit is eintlik op 'n manier so, want ons gaan dit nooit weer kry nie. Kom ons sê net mekaar, wat gebeur met mense in 'n 180 km/uur lewe? Die gevolge is noodlottig. Daar gebeur baie ongelukke. Emosionele, fisiese, geestelike ongelukke met ons. Ons kry seer. En julle, wat gebeur? Hoe vinniger ons lewe, hoe meer jaag ons by die mooi dinge verby. Ons sien nie meer die mooi nie. Ons sien dit, ons hardloop net. En julle, wat gebeur teen 180 km/uur? My lewe word al hoe voller, want ek kan. Hoe vinniger ek beweeg, hoe meer kan ek. Hoe meer laai ek op my lewe. En julle, wat gebeur nog teen 180 km/uur? Alles is kits. Dis kitskos, dis kitsverhoudings, alles is vinnig. Ons kan nie meer wag nie. Ons het nie tyd nie. Ons is ongeduldig. Dis hoekom dit op ons paaie lyk soos dit lyk. In Suid-Afrika wag ons nie meer vir 'n rooi lig nie. Ons jaag sommer oor. En julle, ek sou dit nooit doen nie. En ek bely nou julle, ek het dit al ook gedoen, want die taksies doen dit. Dis of jy konformeer terwyl jy weet wat die regte ding is. Als moet vinnig wees. Jy kan nie wag nie. Mense is ongeduldig. Padwoede, mense is kwaad. Mense skiet mekaar, want die lewe is te vinnig. Ons kan nie meer wag nie. En julle, wat verhoudings word ook vinnig en kits. Dis so maklik. Ek weet nie hoe julle jong mense oor praat nie. Dis vir my skrikwekkend. Dat as jong mense gaan trou, en hulle kom by my en dan sê ek, hoorie, maar julle is eintlik nie reg, en dan sê, ag, kom as dit nie werk, dan los ons dit maar na 'n paar maande. Dit is so nie moeilik om te skei vandag. Hoor julle? Kitsverhoudings, alles is vinnig. Die lewe is onsin. Jy kan besluit soos jy wil, en dan dink ons dit maak oorvloed en dit doen nie. Verhoudings is oppervlakkig. Niks is diep nie, want daar is nie meer tyd nie. Dis ook vinnig. En julle wat, ons hoor nie meer mekaar nie. Want ons hardloop net by mekaar verby. Daar's nie tyd om te luister nie. Julle, wat gebeur ook binne in die kerk, in die Christendom, teen 180 km/uur. Sonde sluip in en kry 'n plek en 'n houvas en word amper toegesmeer. En verstaan jy, want ons leef so vinnig, jy het nou iets verkeerd gedoen, en jy weet jy het dit verkeerd gedoen, maar jy is eintlik op pad soontoe. Daar's nie eens tyd om te dink aan dat ek vir Here moet sê, Jesus, sorry hiervoor, ek het dan nou nie die beeld gewys nie. Ons gaan maar net aan. En sonder dat ons weet, laai hierdie goed op, en die vyand weet dit, en hy misbruik dit in ons lewens. En weet julle wat nog? Teen 180 km/uur lewe, mis ons die nood en die seer en die pyn van ander. En ons sit op die kerkbank en ons mis dit. En die wêreld word 'n eensaam plek. So julle, wat is die groot krisis van 'n 180 km/uur lewe? Jy kan dit in 2 woorde saamvat. In die woordjie krag en die woordjie vrag. Die krag in jou lewe is die resources wat jy het. Dit is jou liggaamlike gesondheid, jou sterkte, jou intelligensie, jou graad, jou kar, jou huis, jou geld, jou vermoëns wat jy het. Alles wat jy het, dis die krag wat jy het om mee te lewe en die lewe te doen. Die vrag is die goed wat jy op die bakkie van jou lewe laai.
En jou lewensbakkie kan nou so oulik wees soos 'n Hilux, julle, maar as jy hom oorlaai, gaan hy dit nie maak nie. En nou doen ons dit. Ek sit nog op, want ek leef so vinnig, ons doen dit, ons doen dat, ek kan nog dit ook doen, ek kan nog dit ook doen, en weet jy wat, mens kan dit in die kerk ook doen, ek kan in die kerk nog dit ook, en nog dit ook, en nog dit ook, en nog hier betrokke, en by die werk, en daar, en dit, en ons doen dit, en ons leef voluit, en ons dink te oorvloed. En weet jy wat gebeur? As jy daai bakkie van die lewe swaarder laai as wat hy veronderstel is om te dra, dan word die vrag groter as die krag. En weet jy wat? Mense ploeter aan. Hoor hierdie bakkie trek swaar. Ek kan voel als is nie oukei nie, maar ons gaan net aan, want ons is nie eers tyd om te gaan sit en voorraadopname te maak van hoekom is dit so nie. Ons karring net voort en ons druk daai bakkie van ons lewens tot in die rooi. En weet jy wat gebeur? Iewers eendag, dan seize die engine. En dan staan jy. En weet jy wat gebeur dan? Dan is dit nie jou skuld nie. Dan is dit die Here, waar is hy? Ek vra dan elke dag. Dan is dit hierdie vrou van my wat my nie verstaan nie. Dan is dit hierdie spul by die werk. Nou is my lewe in 'n gemors en is almal se skuld. Die vinger wys die heeltyd daai kant toe. Oomblik dat die vrag groter word as die krag, dan het jy moeilikheid. En nie wat is die beste toets nie. Hoeveel keer het ek al gekry? Ek was daar, ek gaan my storie nou vir julle vertel. As iemand by my kom sit, en ons praat sommer oor wat doen jy in die werk, vertel my, nee, ek is nou met 'n ou besig, wat my vertel van hoe fantasties sy werk is nie, en wat hy doen al die jare, hy blom, en hy raak so stil, ek sê, wat nou, hy sê, weet jy wat, die afgelope 10 jaar, hoor nou 10 jaar aan, nee? Hy kom nou al 30 jaar in hierdie job, nee? 10 jaar, sê hy, haat ek wat ek doen. Ek sê dit verander. Nee. Hoekom? Die vrag het groter geword as die krag. Ek verloor my vreugde. Dis nie meer vir my lekker nie. Dit word nou 'n las. Ek moet myself voortsleep om daar te kom. Ek moet die bakkie stoot. Dis nie meer vir my lekker nie. Burn-out, daar is hy. Die tekens is als daar. Miskien weet jy presies waarvan ek praat. Dalk wonder jy hoe ek geweet van jou lewe vanmôre. So julle, dan die moeilikheid is, jy is kwaad vir alles en almal. My motiewe was so goed. Ek het dit so goed bedoel. Ek het so hard, ek het so alles ingesit. En nou verloor ek my passie. En dit word 'n nagmerrie. En ek word moeg vir mense, ek het nie meer lus nie. Waar ek maklik kon opstaan in die oggend, voel ek dis 'n krisis om op te staan. En weet jy wat gebeur? Nou probeer ek al hoe harder. En hoe harder ek probeer, hoe slegter gaan dit, hoe meer laai ek nog op die vrag, maar ek het nie genoeg krag nie, want die krag het opgehou. Die krag is opgebruik. En weet jy wat gebeur? Mens spandeer baie keer meer tyd aan die goed waarmee jy nie goed is nie, omdat jy jouself wil beter kry, dat die goed waaraan jy wel goed is, ook nie meer werk nie. En dan sê jy, kyk hoe sukkel ek. En wat is die volgende ding? Skuldgevoelens. Want jy voel skuldig oor alles. Want jy sien als is nie soos dit moet wees nie, maar jy weet nie wat om daarmee te maak nie. En dan skop vrees in. Net nou word ek afgedank. Net nou los my vrou my. Net nou dit, wat van dit? En dan begin jou gesondheid karre, né? En dan vrees. En weet jy wat gebeur met baie mense? Dit het in my lewe gebeur. Omdat die goed bietjie uit mekaar val en jy begin vergeet, dan begin jy jok. Nie groot nie, maar jy maak verskonings vir dat jy nie kan nie en dat jy nie meer in staat is nie en jy jok.
Ek het blaatant gejok julle en ek het eers soveel skuldig gevoel oor nie. Net om jouself te beskerm om aan die lewe te bly. En almal kry die skuld, selfs die Here ook. Here, ek is al so lief vir u, waar is u? En weet jy, op die ou end lê jou geestelike lewe skade. Jy hou net op, jy hou nie meer stilte tyd nie. En al hierdie goed wat ek hier noem, was deel van my lewe op 'n kort. En dan begin jy met hierdie ding van, ag, dis nie die moeite werd nie, ek het nou alles probeer, hoe gaan ek dit regkry? Alles wat aan my efforts nie gewerk het nou nie, dan die lewe mos nou nie meer sin nie. En dan hoor jy hoe mense begin praat met selfmoordgedagtes, en dan doen mense die selfmoordding, en dan doen ouens dit van wie jy dit nooit verwag het nie. Maar ons het so vinnig by hulle ook verbygeleef, dat ons hulle nie gehoor het nie, dat ons nie gesien het, dat die vure besig is om te brand nie, dat hierdie ou al as is soos wat hy uitgebrand is, van die krag, die vrag is groter as die krag nie. So julle burn-out, uitbranding, beïnvloed jou hele lewe, als gaan storm. Dit het 'n invloed op jou fisiese lewe, dit het 'n invloed op jou geestelike lewe, dit het 'n emosionele invloed, dit het 'n intellektuele invloed, en dit het 'n invloed op al jou verhoudings. Dit breek vir jou. En jy kan op die kerkbank sit en op die preekstoel staan, en dit kan vir jou tref. Dit was verskriklik. En as ek terugdink aan my lewe, dan weet ek presies waar dit begin. In my eerste gemeente. Groot bravade, jeugdominee, funky. Julle, ek het die ding gedoen nie. Dit was fantasties. Maar ek het ouer kollegas gehad wat wonderlike mense was. Maar ewe skielik, nee, kyk ek na hierdie ooms en ek sien, jy is nie naby waar jy moet wees nie. Kyk hoe doen daai oom dit. Kyk hoe doen daai oom dit. Kyk hoe doen daai oom dit. Hoorie, jy's 'n washout man. Ja, jy doen dit nou oulik hier en die kinders like jou, maar jy sukkel met daai. Jy kom nie daar nie. Jy wil nie daar nie. En julle, wat doen ek? Dat ek vir myself sê, jy's 'n vrot predikant. Jy sal dit beter moet doen. Jy sal jouself moet regkry. Ek het my vergelyk met alles en almal rondom my en probeer wees soos hulle. Kan nie vir julle sê wat dit aan my lewe gedoen het nie. En hoe minder ek dit regkry, hoe skuldiger voel ek, hoe harder probeer ek, hoe meer sit ek in, hoe minder is ek by die huis, hoe meer mou my vrou, hoe meer het my kinders word groot sonder 'n pa. Ek bedoel alles die beste, maar die Here verstaan mos, want ek doen dit vir hom, ek wil die beste wees, my motiewe is reg. En julle wat, iewers het ek by 'n punt gekom, wat ek net besef het, haat wat ek doen. En dan voel ek skuldig oor, want hoe kan ek nou haat om vir die Here te werk? Maar ek doen, maar kan dit vir niemand sê nie. My mond gehou, dit was my grootste drawback, dat ek te bang was om te praat. En ek het gedink, as ek gaan praat, gaan mense sê, kom ons sit jou uit die bediening uit, want jy kan nie in so toestand mense bedien, so het my mond gehou, julle. En dit het net al hoe slegter gegaan. En weet julle wat? Die vinger het die hele tyd na alles en almal toegewys. Arme ek, die Here verstaan my nie, die vrou verstaan my nie, hierdie slapgat kerkraad, hulle kom nie uit die blokke uit nie. Julle hoor, daai tipe goed, nê? En toe kom die ding van, weet wat, daar sal die wêreld beter wees sonder my. Ek maak net moeilikheid, niemand is gelukkig met my nie. Jy verloor jou perspektief, want dis nie die waarheid nie. Dis leuns, maar dis wat die duiwel met jou doen. En jy leef al hoe vinniger, en jy laai nog op, want jy moet jouself bewys. En toe kom die ding wat ek in my lewe nooit gedink met my sal gebeur nie, die selfmoordgedagtes nie. Van wie wat? My vrou en my kinders, en die kerk, en die Here, en almal sal beter alwees sonder my. Ek sien nie meer kans nie. Ek het hom beplan, julle, nog nooit vir iemand vertel nie, gelukkig. Hoe toe kom beplan nie. Maar hy was so skelm en so slim beplan, dat as dit sou gebeur, niemand sou dink selfmoord nie. Hy het so hard gewerk. Shame, toe sit hierdie ongeluk. Hy shame. Wow.
En julle, dat ek vandag hier staan, het nie soveel te doen met wie Pieter is nie, maar alles te doen met God, wat sê, hy is liefde. En of ek hom nou beskuldig het en die vinger gewys het, en selfs my rug op hom gedraai het, en opgehou stilte te hou het, en letterlik Sondag na Sondag amper uit my hart gelieg het op die preekstoel, het hy dit nog steeds gebruik. Dat ek daar opstap en dink, ek wil nie hier wees nie, maar ek moet nou hier wees. En dan na so 'n preek kom 'n tannie na my toe, dan bars sy in trane uit, en dan sê sy, my lewe het verander vanmôre, weet julle wat is my reaksie? Ek is so kwaad vir die Here, dat ek op hom skree as ek terug is in die huis en sê, met hierdie gemors van my verander tannie se lewe, waar's jy vir my, Here? Die Here het die skuld gekry, ek het eendag my Bybel gevat, en ek was so kwaad, ek gooi hom so, hy tref so die hoek van die studeerkamer, jy sien net blaaie en boekmerke, skree op die Here. En 'n halfuur later dan gaan tel ek maar die Bybel op en ek maak die blaaie reguit en ek sit die boekmerke terug want ek moet nou maar aangaan. Dis nou maar ek, arme ek. Scary. En vandag as ek terugkyk, weet ek, dankie tog ek was nie die Here nie. Want as ek die Here was, het net 'n weerligstraal gesê en Pieter Kubai. Here gee nie op ons nie, Here. Here gee nie op ons nie. En 'n klomp goed het in daai tyd gebeur wat ek weet die Here was en nie ek nie. En hy werk nou met elke ouma anders nie. Paar goed het gebeur. Ek onthou een oggend vroeg het my vrou in die kamer ingekom en ek het die lakens oor my kop getrek en sy sê, hoor jy, het jy nie 'n afspraak oor 'n halfuur nie? Ek sê, ja, maar ek gaan nie. Sy sê, gaan jy bel? Ek sê, nee, ek gaan net wegbly. Helemaal sy verloor het. En sy sê vir my, as jy nie vandag by 'n dokter uitkom, dan vat ek my goed en ek loop. En weet jy wat, ek het nie gedink my toestand het so 'n effek op die mense rondom my. Ek het gedink ek is maar okay hier in die huis. Probeer. Julle maar ek het my uit die bed uitgeskrik nie. Ek het my in die dokter se spreekkamer ingeskrik oor daai opmerking daai oggend. Nou kom ek daar by die dokter aan, gelukkig ken ek die dokter, nee, die ontvangsdame. Sy sê, wat maak jy hier? Ek sê, kom die dokter sien, sy sê, het nie afspraak nie, ek sê, ek weet, maar ek sit hier, tot jy my 10 minute indruk, al sit ek die hele dag hier. Hoor jy, daai vrou se oor nie so groot, sy sê, nie is moeilikheid, sy sê, en sy het nie lang gevat, voor sy my ingedruk het nie. Nou is die dokter net so verbaas, nou, hy ken my goed, wat maak jy hier? Ek sê, hoor jy is nou die eerste ou vir week het, reguit in jou gesig gaan sê, my lewe is opgeëf, dis in shambles, ek is in die moeilikheid en ek weet nie wat met my besig is om te gebeur nie. En ek het net so gekyk en hy het vir my so 4, 5 vrae begin vra nie. En ek antwoord en hy kyk my so, hy sê, Pieter, hierdie is depressie en dis erg. Hier is die voorskrif, jy begin vanaand hierdie pille drink. Weet julle wat dit daai uitspraak van die dokter aan my gedoen? Dit het my nie gehelp om beter te voel nie, dit het my slegter laat voel, want in my kop as jy nou depressie het, dan is jy nou psychic, dan is jy nou half mal. En as jy nou nie oppas nie en jy eindig nou nog in Denmar of in 'n inrigting, dan is jy gelabel vir die res van jou lewe. Nou sit nog daarop. Maar hoor jy, ek daai pille begin drink. Dis daai pille so sterk, nee, dat ek slaap. Ek word nie wakker nie. My vrou is hysteries. Ek vergeet al die afsprake. Ek kom nie by nie. Sy sê, ek kan nie hierdie goed drink nie. Ek is 3 dae later terug dokter toe en hy sê, ja, okay, kom ons gee vir jou ander pille. En ek het dit net gedrink uit desperaatheid, maar niks beter gevoel nie, nog slegter oor, niemand moet hierdie asseblief net ooit weet nie. Ek gaan net my mond hou. Lewensverryking, by wie ek toe al betrokke was daai tyd, begin met 'n nuwe seminaar, die opvolgseminaar vir egpare,
En hulle nooi 'n klomp ouens so vir 'n naweek om te sê hulle gaan hierdie ding net toets. Ons kan net kom, kos ons niks. Hulle wil net die onderwerp op ons toets nie. In daai naweek is ek en Ina nou maar daar hou die pause, nee, alles lyk reg, maar niks is reg nie. En daar's 'n hele dag oor uitbranding. En daar's so 'n toetsiekie. Nou vul ons hierdie toetsiekie in, julle, en toe hulle daarvan vooraf hierdie toets verduidelik, nee. As jy nou 30 het, dan is jy nou fine. Maar oor 30, dan begin die tekens van uitbranding. Hier by 60, 65, sê hulle vir jou, hoorie, jy is uitgebrand, jy's nie op 'n goeie plek nie. Ek slaan my toets 85. 85 sê jy's as, jy leef eintlik nie meer nie. Ek kan nie vir julle sê wat daai dag met my gebeur het nie. Ek onthou hoe toe ek daai punt so sien en die ou daarvoor verduidelik hierdie ding nie. Dit was die eerste stuk realiteit in my lewe wat die vinger wat die heeltyd so rondgewys het net so terugdraai en toe daai ou vertel hoe hierdie goed werk en wat met jou gebeur. En noem al hierdie goed wat ek nou hier sê wat ek beleef het, nê? En julle wat maak die Here daai dag? Hy vat die vinger wat almal so wys en na hom toe wys en hy maak daai vinger so. Dink julle ek het beter gevoel? Nee, ek het nog slegter gevoel want nou sê ek dis toe nou nie die Here se skuld en my vrou en die simpel kerkraad en die dit nie, dat nie. It's me. Dit was 'n realiteitscheck soos in my lewe nog nooit nie. Iewers sit ek in my depressie en nie lus vir werk nie. Een oggend daar by die huis, my vrou is uit die kinders se skool toe en onthou julle leerserskring, die ouer mense sal dit onthou. Jy kon nie boeke online bestel nie, daar was nie online destyds. Nee, jy het 'n boek bestel uit die Kaap, by leserskring eenmal 'n maand, jy het so 'n katalogusie gekry, nee, julle onthou daai een. Mal oor boeke, ek het baie boeke gekoop en nooit gelees nie, maar nou sit ek daai oggend so by die kombuistafel, ek weet, ek het 'n klomp goed om te doen, nee, maar ek is net moeg en af en lus vir niks en die leserskring katalogus lê so daar op die tafel. En ek begin sommer so blaai deur die boek en hier sien ek so 'n prentjie, die boek is so afgeneem met so 'n paragraafie, nee, dis die hele blaai is so vol. En hier's 'n boek met die titel Mans in hulle menopouse en ek dink, hoorie, hier's 'n nuwe een. Ek dink net vrouens kry hierdie ding. Nou sit ek nuuskierig, nou lees ek daai paragraafie. Julle en daai paragraafie beskryf in 4 sinne my hele lewe soos waar ek nou sit en ek besef hierdie ding van mans in hulle menopouse is eintlik 'n meer 'n geestelike, emosionele ding. Jy maak bestel daai boek hoor. En daai boek was een van die goed wat die Here ook gebruik het. Julle hoor, dis 'n klomp goed wat in my lewe gebeur het, wat my iewers uit die blokke gekry het en my lewe gedraai dat ek vandag hier kan staan. Daai boek, ek kry daai boek en ek begin lees, nee, julle, maar dis my sleg om te lees, want my vinger wys die heeltyd. En een ding wat daai boek met my gedoen het, menere, julle moet vir my hoor nou, daar's 'n boek oor, daar's 'n hoofstuk oor vriendskap. En daai ou vertel van 'n byeenkoms in Amerika vir middeljarige mans, ouens hier in hulle middeljare, nee, midlife crisis tipe ding, ouens hier so van 35 na 50 toe. Klomp so 'n paar duisend mans op een of ander kursus daar en so, en die ou wat voor staan vra, wie van julle, soos wat julle hier sit vandag, net mans, nee, het 3 uur in die nag wakker bel, wat jy sal bel en jou hele storie vertel en daai ou sal in sy kar klim en jou kom help. En hy sê in daai gehoor van 'n paar duisend mans, wonder hy of 40, 50 ouens hulle hande opgesteek het. En die volgende vraag is, wie van julle het al in julle lewe so 'n vriend gehad? En almal steek hulle hande op.
En die punt wat hy maak is, hy praat met mekaar wanneer, en julle wat sê almal op skool, op universiteit, daar het ons sulke pelle gehad. Wat het gebeur? Ons het getrou, ons het die lewe gevat, ons het begin werk, ons het die vrag gelaai op hierdie bakkie, ons het gehardloop, en nou sit ons vandag met al die geld in die bank, maar ons het eintlik niks in ons verhoudings is in shambles, want die vrag is groter as die krag, en die 180 km/h lewe het my ingehaal. En julle, ek sit daai oggend daar, en die grootste klik in my lewe van, ek dink, maar dis nie ek nie, en ek dink, maar wie sal ek 3 uur in die nag bel? En ek het nie een naam nie. Dit was die grootste shocker nie. En ek besef, wie ons kuier, ons braai, ek is tussen mense, ek is mal oor mense. Maar daar is die verhoudings nie. Dit lyk soos verhoudings, dit lyk so mooi, maar daar is niks. Ek onthou sit ek by daai tafel, en sommer net, hoe ek in trane uitbars, en vir die Here sê, ek weet, ek het eintlik niks. Nou het ek dit okkie, hier's nog 'n ontdekking. En hy ou, ek lees verder, en hy ou sê, hy weet, hier's mense wat lees en sê, ek is daar. Weet wat is die eerste ding wat jy doen? Sê dit vir die Here, en sê vir hom, jy weet jy dit nodig. En ek doen op daai oomblik. Maar ek doen dit met die ding van, ag, hoe gaan dit nou regkom? Ek glo nie dat dit kan regkom nie. En julle, in die volgende 3 maande, het die Here 3 ouens op my pad gestuur, random, wat ek nie gaan soek het nie, hy het hulle gestuur. En ek was vir die res van my lewe tot nou toe, nog nooit weer in my lewe sonder 'n 3 uur wakker pel nie. Maar weet julle wat? Dit vra effort, dit vra tyd. Dit kom nie van self nie, as ek nie in my 180 km/h lewe tot stilstand kom en 'n afspraak maak met daai pel nie, dan eindig dit ook maar net weer daar. Ek het een van hulle saamgebring vanmôre. Kan nie sonder dit nie. Ons mis die lewe. In daai selfde jare, nee, was daar in die 90er jare, is my ma wreed vermoor. Trauma. Julle, ek onthou, die dag toe ek die boodskap kry, was my eerste reaksie, ag dankie Here, dankie. Jy weet hoe ek al hierdie jaar gesukkel, en hoeveel drama en hoeveel pyn moes ek al gaan, dat ek net sê, ek wil eintlik nie meer nie, ek sien eintlik nie meer kans nie, ek het nie meer lus vir die lewe nie, en ek los jou ook sonder. Baie dankie. Dankie, weet jy wat? Hier is nou klaar. Ek gaan nie hierdie maak nie. Dankie. En ek sê vir die duiwel, jy het soveel goed op my pad gebring. Weet jy wat? Jy het nou gewen. Sterkte vir jou. Ek soek jou nie, maar jy het nou gewen. Dankie. Dit was my reaksie. En julle, hoe die Here deur daai ding, dis 'n ander storie vir 'n ander dag, hoe die Here my uit die modder van haat en kwaad en bitterheid, julle kan dink wat met my gebeur. Ek het op die Here gevloek, ek het op hom geskree. Dit was verskriklik. Hoe hy my daar kom vat, my kom uithaal en 'n klomp goed van die lewe leer en van hom leer, wat ek nog nooit besef het nie, met 'n teologiegraad agter my naam. In hierdie selfde tyd het ek nou gesê, okay, dit gaan met jou sleg, jy is 'n vrot predikant, jy het nie lus vir die werk, miskien, sê ek vir myself, is die rede, om toe ek geswat het, nee, het ek, man, ek het die lewe geniet, ek was nie stout nie, maar ek was besig, ek het koor gesing, en ek het in 'n orkes gespeel, en ek het toneel gespeel, en ek was by die kerk betrokke, ek was die voorsitter van die jeug, ek was meer betrokke as wat ek geswat het, nee. En ek is slim, so ek het deurgekom, maar met herre en wat, maar ek het my graad, nou sê die duiwel vir my, ja, weet jy hoekom sukkel jy so? Jy het nie geswat nie, man, jy was 'n vrot student, nou weet jy nie hoe nie, nou is jy nie toegerus nie, dis hoekom jy so vrot is. En ek besluit, ag okay, dan moet ek nou maar 'n keuse maak om iets te doen hieraan. Nou dink ek, wat sal ek nou doen? En dan kom op 'n kursus af, 'n jaar kursus
in Bybelse berading. En ek besluit, ek skryf in. Laat ek nou maar myself beter maak. Ek is nou nie meer wat ek moet wees nie. Nou skryf ek in hierdie kursus in hele, en daai ding, saam met al hierdie ander goed, het die Here so gevat en my mekaar gebring, en my lewe so gedraai. Ek gaan nou vir julle sê, nee, dit is nie vir my lekker om te sê nie, maar alles wat ek in daai kursus daai jaar moes ingee, die werkstukke wat jy moes doen hê, was alles wat jy in jou eie lewe op jouself moet toepas. Ek het in my lewe nog nooit soveel gelieg nie. Want ek is so gekonfronteer met myself, en hoe siek en hoe seer dit eintlik hier binne is. En ek het gedink, ek is die kat se snor en ek is oulik. Daai was 'n reality check, soos al hierdie ander goed nog nooit nie. En in daai kursus is daar 'n module oor depressie. En daar begin my genesing. Toe ek hierdie goed verstaan, en verstaan hoe dit werk, en verstaan dat die feit dat ek depressief was, eintlik my eie skuld was, en wat fisies in my lyf besig is om te gebeur. En die Here het vir my daar opgetel. En julle, ek moes 'n klomp besluite neem, in terme van hoe my lewe anders gaan wees. Al verander die wêreld nie, sal ek moet verander om te bly oorleef in 'n 180 km/h wêreld. So die eerste ding wat ek in daai kursus geleer het, onder andere met 'n klomp goed wat ek begin lees het, is my prioriteite is verkeerd. My prioriteite is verkeerd. Ek het net gewerk, werk, en ek het gedink, dis fyn, want onthou ek werk nou vir die Here. Ek is bietjie belangrik as jy, want jy verkoop karre. Ja, so, dit was my eerste prioriteit. En mede, wat het dit gemaak? Geen persoonlike verhouding met die Here nie. Niks stilte tyd nie, want ek werk dan nou vir die Here. Ek bid vir 10 mense elke dag. Ek ken die Bybel. Besef ek weer, so verkeerd is jou prioriteit. Jou werk is nommer 5 op die lys van prioriteite, nie nommer 1 nie. Wat is my eerste prioriteit? My verhouding met die Here. Hoor julle? Jy kan elke Sondag op die preekstoel staan of op die kerkbank sit en die Bybelstudie bywoon, omdat dit oulik is wat jy doen. Maar dit maak nie 'n persoonlike verhouding met die Here nie. My lewe moes draai. En ek besef ek sal tyd moet maak hiervoor, want daar is nooit tyd daarvoor nie. En die tweede ding wat ek besef, my vrou het gesê, is nooit by die huis nie, ons sien jou nooit. Sê ek, Ina, ek werk, ek is nie aan as ek terugkom van huisbesoek of dan drink ons tee, dan sê sy 10 minute, dan dink ek, sy is 'n ondankbare vrou. En daai dag besef ek, my vrou is reg, hulle het niks van my nie, want werk was eintlik my God, dit is so verkeerd my prioriteite was. Al het ek vir die Here gewerk. En ek het my dagboek gaan haal en vir haar gesê, kom ek en jy sit en ons kyk, wat 'n dag van die week, is dit in my dagboek rustig en in jou dagboek bietjie rustig. Sy het in die middag gewerk, oggende was oop, en ons het agtergekom 'n Vrydag, en ek was so desperaat, ek het 'n rooi pen gevat, en in my dagboek, ons was nog nie online daai tyd nie, het ek deur elke Vrydagoggend van 8 tot 12 so 'n rooi streep getrek en daar geskryf, Ina, nou sien sy dit, nou sien ek, hoe haar kop sê, sien is glo, ha. Maar julle, ek was so desperaat, na 2 maande wat ek vasgestaan het daarby, het sy gesien met werk, en weet wat het gebeur? My vrou het opgehou moan. En nie omdat sy 'n mouner is nie, omdat ek vir die eerste keer gehoor het, en besef het, en 'n plan moes maak, om my prioriteite reg te kry. Weet jy hoe moeilik was dit vir my, as iemand op 'n Vrydagoggend bel en sê, Pieter, kan ek jou gou kom sien? Dan wil ek ja sê, dan sukkel ek om te sê, nee, my dagboek is vol, dan voel dit vir my, jok, maar my dagboek is vol met die belangrikste persoon van my lewe. Ek moes 'n kopskuif maak, om nie skuldig te voel daaroor nie. Die derde prioriteit was my kinders. Ek het gedink, ek het 'n goeie verhouding met hulle. Weet jy wat was die grootste skok? Ek kom iewers daar,
in die kerkkantoor en die vrou wat daar werk sê, hoor hierso, jou oudste dogter was hier en sy sê, Tannie, het jy my pa se dagboek? Ja, sy sê, kyk gou daar iewers wat 'n middag oop is, Woensdagmiddag, skryf net my naam daarin. En ek bedoel, sy's oulik, ons praat, ons het goeie kommunikasie. Nou dink ek, daar's dalk nou fout. Nou wil sy met my skelme afspraak maak, ek my vrou nie weet nie, so ek stres my in 'n bloedgroep. En sy praat nie daaroor nie, die aand voor die afspraak, gaan ek in haar kamer, ek sê, weet Adrie, jy het 'n afspraak met my môre. Ja, so, ja. Ek sê, wil jy ons moet hier praat? Waar moet ons praat? Moet ons alleen praat? Moet ons in die studeerkamer praat? Sy sê, ag, kom gaan drink ons hier 'n milkshakeie. Ek sê, is reg. Nou sê ek vir u, nou hoor jy, ek en Adrie gaan milkshake drink. Nou ry ons. Maak's gespanne julle. Nou sit ons daar, ons bestel die milkshake, sy lag, sy vertel my, ons kuier, ek sê, hoor jy Adrie, kom tot die punt, is daar iets wat jy vir my wil sê? Sy sê, nee. Ek het maar net na my pa verlang. Julle, dis soos 'n dolksteek. En jy's 24/7 saam met die mense in huis. Hoor julle wat maak 180 km/h? Dit lyk so mooi, want jy hou die pause. God eerste, vrou tweede, kinders derde, dan kom my werk, dan kom my vriende, en julle wat besef ek? Ek het nooit met 'n dagboek gewerk, ek het die prentjies so gesien, het was amazing. En ewe skielik met hierdie uitbranding begin vergeet, dubbel afsprake maak, jok. En ek besef, ek onthou by daai seminar met daai uitbrandingspunt, besef ek, hier kom die doodskoot. As ek my lewe wil orden, sal ek 'n dagboek moet hê, en ek sal tot my stilte tyd en my etenstye moet dagboek, anders gaan ek weer in hierdie gemors verval. Ek die dag toe ek in die CNA instap en vir my dagboek gaan koop, julle het dit vir my gevoel, hier stop my lewe. Iets gaan my beheer. Maar ek is so desperaat, dan moet die dagboek maar my lewe beheer. Weet julle wat dit met my gebeur? Ek was fanaties met daai dagboek. Dat mense na my dagboek kyk en sê, jy's mal, hierdie is onnatuurlik. Met alles wat jy hier inskryf, toe sê, weet jy wat het ek geleer? As ek onnatuurlik vinnig lewe, dan moet ek onnatuurlik beplan, anders gaan ek nooit weer in my lewe 'n 3 myl/uur geleentheid hê en iets van die oorvloed van die lewe beleef nie. En die grootste vrees van 'n dagboek wat soos 'n tiran my lewe so gaan inslurp, het vir my tyd gegee soos wat ek in my lewe nog nooit gehad het nie. Ek het nooit weer op 'n Saterdag aand gaan sit en dink, my lewe was so vol hierdie week, nou moet ek 'n preek maak, ek moet môre preek, Here, nou moet jy my help. Nee. Ek het my dagboek beplan. Ek het my preke voor die tyd ingeskryf en die week wat ek moes die Sondag preek, het ek 6 ure deur daai week geskryf, preek maak. Soos iemand my bel en sê, Pieter, kan ek jou kom sien? En dan kyk ek my dagboek en sê, my dagboek is vol, kan jy my volgende maandag kom sien? En ek het gedink, mense gaan bou, niemand het gebou nie. Nee, okay. En weet julle, Vrydag was my preek klaar. En dan kon 'n naweek saam met my vrou sit, en nie Saterdag aand stres oor 'n preek, en sy stres ook, sy moet na dit luister môre nie. My dagboek het my lewe verander. En julle, een woord in terme van hierdie prioriteite wat op die regte plek inslot in jou boek. Dit is so belangrik. As jy nie 'n 3 myl/uur geleentheid beplan nie, gaan jy hom nooit hê nie. As ons onnatuurlik vinnig lewe, dan sal ons onnatuurlik tot stilstand moet kom, al help 'n dagboek ons om dit te doen. En die groot woord wat ek moes leer, dit help nie om te sê, kom ek gaan nou net vakansie, dat ek net rus, dan kom ek terug, dan gaan ek dit reg kry nie. Time off
doesn't change the situation. Time on is the problem that needs to change. Dan gaan ons vakansie lekker gerus, kom terug, dan is ek terug in daai normaal, dan is ek maar weer uitgebrand. Ek moes leer, in my lewe van elke dag moet 'n nuwe normaal kom. Ek kan nie meer aangaan soos dit was nie. Dit was 'n klomp goed, een van die grootste goed wat vir my so moeilik was. Ek lees uit 'n boek, Margin. Ek onthou nou nie eers wie die boek geskryf nie. Maar hierdie ou skryf die boek ook oor hierdie ding van die lewe wat te vinnig is. Hy praat van future shock. Hy sê teen hierdie vinnige tempo gaan ons nie na die toekoms toe nie. Die toekoms kom haal jou en jy is nie gereed vir hom nie. En dan sê hy, weet wat is die moeilikheid met hierdie vrag wat jy so laai? Hy vergelyk jou lewe met 'n boom. Hy sê, kom ons sê jou lewe is 'n perskeboom. Hy sê, weet jy wat, as jy 'n perskeboom nie snoei nie, dan word dit van die mooiste koeltebome. Dit is 'n fantastiese boom. Hy's groot en hy blare is so dig, dan kom jy 'n krieseltjie son deur nie. Dit is 'n fantastiese boom. Hy sê, maar as die vrugte kom aan daai boom, dan sit sulke klein verkrampte goedertjies en hulle val af voor hulle ryp is. En hy sê, dis die moeilikheid met ons lewe. Ons laai op en dit lyk so mooi en ons koop nog 'n kar en die huis is groot en alles is mooi. Maar daar is geen vrug nie. Want dit is oppervlakkig. En hy sê, daar moet ons maar snoei. En 'n nuwe normaal, julle, om die oorvloedlewe terug te kry, het van my snoei gevra wat verskriklik is. En ek het besef, ek sal in my gemeente 'n klomp goed moet los, wat ek nie hoef te doen nie. Maar weet jy wat het ek gedink? As ek nou hierdie Bybelstudiegroep los, dan gaan hierdie ouens almal help, hulle kan nie sonder my nie. Dis die grootste leuen, julle. Snoei is nooit lekker nie, maar ek moes nee sê vir 'n klomp goed. En hy snoei, ek het gedink my lewe gaan doodgaan en verveeld wees. Kan nie vir julle sê wat binne 2 jaar gebeur het nie. As jy snoei, dan is die koelte dalk nie meer so dik nie. Die boom lyk dalk nie meer so mooi nie. Maar as die vrugte kom, dan is dit sikkelperskes. Dit het my 2 jaar gevat om deur hierdie proses te werk. En weet julle wat is die amazing deel van die storie? Die grootste genesing was nie net fisies en 'n goed beplan in terme van my lewe nie, maar geestelik wat hier binne gebeur het. En Romeine 12 vers 2 wat sê dat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Want ek het soos die wêreld gedink, oorvloed was iets anders, my persepsies was verkeerd. God moes hier veranderinge doen dat ek soos hy begin dink. En weet julle wat het hierdie genesing gedoen? Dis permanent. Ek kon na 2,5 jaar daai antidepressante afskaal. Dis 30 jaar later. Ek het nog nooit weer 'n pil gedrink nie. En dit het niks met my te doen nie. Maar als met die God wat sê ek het jou lief en ek gaan jou nooit los nie. En julle wat is die amazing deel van die storie? En die duiwel moet dit maar hoor. Hy het groter curveballs in my lewe vir my gestuur in hierdie tyd, as wat dit was die goed wat my in die depressie en die uitbranding ingebring het, en ek was nooit weer terug daar nie. Is ek in die hemel? Nee. Het ek my oomblikke? Ja. Maar ek gaan nooit weer daar land nie. Want God het my kop gedraai. Ek het 'n nuwe normaal, en ek pys my lewe en ek weet as die vragte groot word en dan stop ek en dan laai ek af en dan praat ek met die Here. Julle moenie dink hierdie is 'n probleem wat net gister begin het nie. Hierdie is so oud soos die wêreld homself. En ek wil net 2 vinnige voorbeelde vir julle noem. Die eerste een is Moses, Numeri 10. Die Here roep vir Moses en Moses moet die volk uitlei. Jesus, wat daai volks moeilik. Julle weet dit nie. Julle het vir Moses gas gegee.
dan's dit nie goed nie, dan's dit nie goed nie, dan's dit nie goed nie, dan kom ons gaan terug Egipte toe, dan maak hulle die kalf, dan moun hulle oor die water, dan's dit nie goed, dan niks was goed nie, julle. En weet wat gebeur? Moses is die enigste ou. Hy laai alles op homself. Dis ek moet hierdie volk lei, ek moet dit maak werk. Kan julle dink daai vrag nie? Moses het uitgebrand, julle. Hy het gekrek. Numeri 13. Hoor, nou praat, wat maak hy? Net wat ek gemaak het. Here, wie het gevra hiervoor? Is u skuld? Ek het nie gevra nie. Doen my bes, kyk waar is ek? Kyk hierdie volk, net soos ek nie. Dit is my storie. Hy sê vir die Here, nee. Moses het die volk hoor kla. Elke familie by die ingang van sy tent. Die Here het hieroor baie kwaad geword. Dit was ook verkeerd. Moses sê vir die Here, waarom behandel u my so sleg? Hoor julle, God kry die skuld. Waarom is u my nie goed gesind, dat u die verantwoordelikheid vir hierdie volk op my gelaai het nie? Hoor nou, hy is sarkasties. Het ek dan swanger geword en hierdie volk in die wêreld gebring, dat u vir my sê, dra hulle aan jou bors soos 'n oppasser met 'n suigeling doen? Skeer julle, ek was net so met die Here. Hier's Moses, hy doen dieselfde ding. Hoor nou, die selfmoordgedagtes hier, maar hy gooi dit op na die Here toe. Hy sê, as u so met my wil maak, kan u my gerus maar om die lewe bring, as u my goed gesind is. Hierdie slegte behandeling kan ek nie meer verduur nie. Hoor julle? Wat was Moses se probleem? Hy het hierdie ding gevat en gesê, ek gaan dit doen. En weet jy wat, toe hy met sy skoonpa gaan praat, is sy skoonpa Moses? Die veronderstelling was nooit dat jy hierdie alleen moes doen nie, jy is die God nie. Kry vir jou oudstes, lei hulle op, en toe Moses sy lewe begin organiseer, weggesê depressie, weggesê uitbranding, sorry Here, daar gaan hy. Hierdie probleem is so oud soos die lewe self, maar ek dink hy is ooit soos wat hy nou is in ons lewens nie. En ja, julle as die Here vir Moses, wat die grootste ding in die geskiedenis van die Ou Testament gedoen het in die Here se naam, om daai volk uit te lei, uit Egipte uit kon draai, en die Here kon vir Pieter draai, dan kan die Here enige ou draai. En al wat met jou moet gebeur vanmôre is om te sê, die vinger draai hiernatoe, al maak dit dat jy in down, in sak en as voel, dis die eerste teken van 'n nuwe normaal en 'n nuwe lewe en 'n oorvloed lewe saam met die Here en Jesus as jou koning. Here, U is onbeperk, onbeskryflik groot. En ons weet dat ons niks hiervan verdien nie. Here, ek kan nou hiermee aanhou en vir die mense nog hoeveel honderde stories vertel oor hoe hy in my lewe ingegryp het en wat hy aan my gedoen het, hoe my lewe verander het. Dat ek vandag doen wat ek nooit sou dink ek sal doen om vir mense te help nie. Want iets vir my perspektief gegee wat ek nooit gehad het nie. Dankie Here, dat U ons nooit los nie. En dat as hier vanmôre ouens sit wat sê, ek hoor hierdie en ek is so skuldig, dat die vyand nie met skuldgevoel van ons dieper in die gat sal druk nie, maar dat ons op ons knieë gaan val, soos ek om daai tafel en net sê, Here, help, al weet ek nie waar om te begin nie, en U gaan, want U gaan ons nooit los nie. En Here, die gebed van my hart is, dat U vir ons die oorvloed lewe sal terugbring, al kos dit wat, al moet ons watse besluite maak, want ons weet dit gaan beter wees. En Here, die wêreld daar buite skree vir die oorvloed, maar omdat ons self binne in die kerk, in die Christendom uitgebrand is, sien hulle dit nie, en leef hulle nie wie U is. Here, dankie vir die voorreg om elkeen van hierdie ouens wat hier sit, so in die hande te kom sit vanmôre en te sê, Here, dankie dat U nog nooit opgegee het op een van ons nie. En dat nie een van ons vandag te ver is,
te moedeloos is, te sleg is, te opgegee, dat U nie ons lewens kan draai nie. Ons eer U, ons loof U naam. En Here, as ons gaan sit en eet net nou en ons beleef iets van die oorvloed, van hoe U vir ons sorg, sal U ons ook seën as ons in hierdie oorvloed saam is met mekaar. Dankie. Amen. Amen.